As ek my hand gebruik as 'n metafoor van gister, dan wil ek vandag hier staan en ek wil vir jou sê, daar was 'n stadium in my lewe waar God my eerste prioriteit was, my vrou my tweede prioriteit, en so het dit afgewerk na 'n sekere kant toe. Maar elkeen van ons het 'n bekering nodig, waar ons die Here uit ons kerkblokkie uithaal, selfs al is jy in die bediening, sit Christus partykeer in een van die blokkies. There's a call from the Spirit, daar's 'n roep van die Heilige Gees, wat sê, laat my toe, om jou lewe 'n tempel te maak. En dis waar hierdie metafoor vandaan kom, waar jy soos 'n boomstam, jouself bevind in Christus, en hy homself in jou bevind. En ons het gister gesê, uit daai verhouding uit, nommer 1, het die Here iets te sê oor wie jy is. Hy bepaal my identiteit. Hy bepaal my roeping. Hy bepaal die gawes wat in my lewe is. Elke liewe detail van wat in jou is, dit wat jy geniet. Ek wil net gou oor Douglas sê, ons het saam gewerk ook vir 'n ruk, en hy het getuig van hoe sy ouers gebid het, dat hy tot bekering kom. En ek dink daai gebed is geantwoord. Maar hulle gebed dat hy veilig moet bly, het nog nie opgehou nie. Ek dink daai gebed gaan nog aan. Maar ek dink, wat ek probeer sê is, saam met jou menswees, en jou passies, en jou energie, en dit wat jy laat lag, en dit wat jy geniet, al daai detail, sê die Vader vandag, ek wil dit groei, ek wil daai potensiaal meer maak. Ons het gister daaroor gepraat. Toe het ons nommer 2 gister gepraat oor die mense vir wie jy lief is. Ek wil gou nog een klankie bysit. Wanneer ek by 'n oomblik staan waar jy iemand verloor het, almal van ons sit hier, en daar lê iemand in die graf, daar staan by ons metamorfo-leier en sy pa is dood verlede jaar. En ek vat hom so in my arms by die begrafnis, en ek sê die volgende woorde vir hom, en ek het dit vir hom weer en weer en weer gesê. Ek sê vir hom, jy het jou pa verloor, maar jou pa was 'n instrument van die Vader se liefde in jou lewe. En almal hier weet, jou biologiese pa is nie 'n volmaakte instrument van die Vader se liefde in my lewe nie. Ek sê toe vir hom, jy het jou pa verloor, maar jy het nie vaderskap verloor nie. My broer net na my lê in die graf op 33 in 'n motorongeluk dood. Ek het vandag broederskap op 'n hoër vlak as wat ek meteens gehad het, omdat ek in verhouding met ander broers ontdek het, dat God broederskap van hom af op een manier deur teens vir my gegee het, maar deur ander broers het hy broederskap na my lewe toe gekom. En al wat ek nou probeer bereik is, sal jy begin oplet, hoe dat jou liefdesverhoudinge, jou vriendskapverhoudinge, jou familieverhoudinge, hoe dit deurweek is met Christus. En die hart van God, want jy, John, vir Williana, wys 'n stukkie van God se hart vir haar. Ek is ook nie volmaak, amper, maar ek is nie volmaak in hoeveel van sy liefde ek vir my vrou wys nie. Nee, ek weet hoeveel ek tekort skiet. Maar besef jy, dat uit Christus uit, is daar 'n stuk blessing, wat jy na elke verhouding toe bring, in die naam van Jesus. Dis wat ons gister oor gekuier het. En vanoggend, en dankie vir die ouens daar by die skerm, sal julle vir my die PowerPointjie aansit. Ek deel met julle 2 woorddokumente van gister, wat maar net my notas is, en ek het vandag 'n presentationkie gemaak. Ek wil graag met jou vandag 'n bietjie praat oor die plek waar jy werk. Ons werk, as jy 'n mamma by die huis is, dis waar jy werk. As jy 'n student by 'n instelling is, dis waar jy werk. Waar werk jy? Waar is jy besig? Werk vir my. Die woord werk is enige plek waar ek my kreatiwiteit bring om hierdie planeet 'n beter plek te maak. Enige plek waar jy jou creativity, waar die Here deur jou kreatiwiteit aanwend. Ek meen van daai klavier af wat ek die Here dank, toe ek 13 is begin leer speel het,
het die Here daai instrument gebruik en vir jou die musiek wat jy maak, daai kreatiwiteit, dis jou werk, dit is iets wat jy doen wat God se genade, dit wat jy in Christus verteenwoordig, deur jou na jou werksplek toe bring. En dit is die wonderlikste ontdekking wanneer jy gaan kyk, laat van die Hebreëse woorde wat gebruik is vir worship, is selfde woord wat soms vir dienswerk gebruik is. Die dienswerk van die priesters, is dieselfde woord as wat worship. Met ander woorde, elke keer, wanneer jou produk, die boek wat jy geskryf het, of die proses, die kursus wat jy aanbied, of jou berading, of jou leierskap, elke keer wat jou uniekheid, uit Christus uit, hierdie plek en sy mense seën, is God besig om te werk. Dis die koninkryk van God wat kom op hierdie aarde. En ek dink, ek wil vandag vir jou sê, uit my hart uit, die compassion wat ek beleef in hierdie vertrek vanoggend, vir hierdie groep mense, as 'n God in die hemel wat deur sy gees sê, die Vader in die hemel wat sê, ek het jou my tempel gemaak, en uit jou uit, binne in jou en uit jou uit, kan ek vra of jy bereid sal wees om net gou 'n driehoek te teken op 'n stukkie papier. Ek wil vir jou 3 woorde gee, want al 3 hierdie geskenke wil die Heilige Gees elke dag vir jou in jou werksplek gee. As jy nie 'n stuk papier het nie, skryf op jou ou se hemp voor jou. Die boonste punt van die driehoek is Openbaring of Revelation. Ek weet nie wat dit in Grieks nie, maar daai woord. Alright, so Openbaring of Revelation. Almal in hierdie plek weet dat die eerste ding wat die Heilige Gees, die eerste geskenk wat hy vir ons gee, is God se woord, is Revelation. Hy openbaar, hy maak Christus bekend, hy leer ons die waarheid, hy gee vir ons Revelation. Almal weet dit, jy bid, elke keer wat jy preek, of elke keer wat jy dink oor een van jou kinders, as ek hoor Douglas vertel, hoe dat 'n pa en 'n ma bid, ek wil gou net vir julle sê, dit is so special, ek het nooit verstaan, hoekom my oupa en my ouma, so verskriklik vir my bid nie, nou is ek 'n oupa, heerlikheid, ek worry oor daai kind die hele tyd, en dit dryf my na gebed toe, nou verstaan ek, en wat bid ek? Ek bid dat God ons sal openbaar in daai kind. I pray for revelation. Ek bid dat as ek praat vanoggend hier, dat jy my woorde hoor, maar dat jy die stem van die Heilige Gees hoor. Dis die eerste geskenk vir die kerk. Ouens, maar my hart is teer vanoggend, omdat party van ons vasgehaak het net in daai punt van die driehoek. Die tweede ding wat God doen is, as jy linksonder net sal skryf, konsensus. Die tweede ding wat die Here doen is, hy bevestig sy woord met 2 of 3 getuies. God praat in sy liggaam. En Rick Warren het eendag so gesê, if you have a word from God, and it is not confirmed by 2 or 3 other mature Christians, then it is not from God. Dis 'n scary thought vir my. Want party van ons het 'n woord van die Here gekry, en ek is saam met jou, toe jy gisterand gepraat het, hoe dat ons partykeer in ons voortvarendheid, net soos Dawid, moet die Here ons partykeer keer, want ons het dalk die regte woord, maar ons het regtig nie die regte timing nie. En Jan staan voor jou vandag, en daar het iets in my hart ontwikkel, daar het 'n honger en 'n dors ontwikkel, dat ek nooit meer op my eie wil funksioneer nie, nooit meer nie. Here, kom, as jy met my praat met die broederskap rondom my, gee konsensus. As God praat, sal hy dit bevestig. Maar die derde ene, is die ene wat ek agterkom, ons die minste voorbid. En die regter onderkantste hoek van daai driehoek vir my, is wysheid en strategie. Die Heilige Gees wil vir jou revelation gee. He wants to confirm his word in his body with consensus. But God has a plan. Hy het stappies en strategieë. Dis net so geestelik om te bid, Here, gee my 'n woord vir Sondagoggend, as om te bid, Here, gee my 'n manier om dit oor te dra, laat die mense dit sal verstaan. Paulus sê op 'n stadium, wat help het jy praat in tale? Hulle gaan nie verstaan nie.
Party van ons praat dieselfde taal, maar dan sit ek daar en ek kan nie verstaan nie. Want die Here het nie vir jou strategie gegee om hoe om daai massive revelation oor te dra nie. Vir 'n oomblik net onthou ons meester Jesus Christus, die meester van kommunikasie, wat vir iemand op 'n stadium sê, kyk gou na daai voeltjie, kyk gou na daai voeltjie, kyk gou na daai blommetjie. En hy capture so magtige revelation in 'n verskriklike eenvoudige metafoor wat mense kon verstaan. Kan dit jou net gou vir jou sê, ek het jou gesê, ek praat vanoggend en die trane is net agter my oë, want hier's mense hier wat pyn in jou lewe het, net oor dat jy nie vir genoeg wysheid gebid het nie. Net oor dat jy goed op jou eie gedoen het. Dit was 'n revelation, maar jy het dit op jou eie gedoen. En miskien was daar konsensus, maar die strategie was nie reg gewees nie. En so bietjie meer aan die ligter kant. Ek het agtergekom, hoe meer wysheid die Here vir my gee, hoe minder wonderwerke het ek nodig. Die kerk bid baie vir wonderwerke, maar ek dink ons het regtig meer wysheid nodig. Common sense is nie altyd so common nie. En as ons nou na my werksplek toe gaan, probeer ek my hart vandag vir jou oopmaak. Elke liewe dag skree my siel hierdie 3 gebede. Here, wat sê U? Here, wat sê my mense? Here, gee vir my die next step. Here, wat sê U? Here, wat sê my mense? Here, gee vir my die next step. As jy 'n mamma by die huis is daar 'n verhouding tussen jou en jou kinders. Hulle is jou werksverhouding, jou man, eintlik jou bediende ook. As jy so bederf is soos ek, om 'n Selina te hê wat in die 30 jaar in ons huis werk. Sy, so cute, net so bietjie van die punt af, sy het natuurlik my 2 dogters gehelp grootmaak, en ek het haar 2 kinders, het ek en Williana ook deur die lewe in die skool gehelp, en nou is haar 'n klein kind. Selina stel glad nie meer belang om te stryk nie, sy wil net daai babietjie vashou, en met haar speel, laat die ouma moet baklei om die kind uit die ousie se hande uit te kry. Dit is so mooi, en dit is so special. Kyk gou vir my op die volgende skerm, en ek wil graag 'n storie met jou deel, van hoe dat ek hierdie 3 geskenke na my werk toe vat. Die eerste mense wat by my werk is gemeentelede. Dok sal hy hou van die woord vernoot. Ek het gisterand jou verskriklik geniet, toe julle oor van die Bybel gepraat het, en die volunteers, en mense wat hulle tyd volunteer. Ons is mal oor die woord vennootskap, die ding van partnership. Jy's nie 'n gemeente lid in my kop nie. Kan ek net gou vir elke prediker in hierdie plek, kan ek net gou in jou oë kyk en vir jou sê, Boetie, sussie, die dag wat jy verstaan, jy's net een van die liggaamsdele in die liggaam van Christus. Miskien is jy die meer sigbare een. Kies jy of jy die neus of die oog wil wees. My neus is bietjie partykeer vol goeder, so kies jy wat die een jy wil wees. Maar daar's ander dele van daai liggaam wat nie so sigbaar is nie, maar wat presies dieselfde waarde in God se oë dra. Die een wat kinders inskryf by die tafel of daar agter rondhardloop om te administreer, is net so begaafd, geroep en belangrik as die ene wat hier voor staan en praat. En daarom werk ek en respekteer ek mense, en ek weet, ek wil julle van Adrie vertel, sy is ons bestuurder by een van ons kampusse, en 'n ongelooflike werkerbytjie. Ek meen, sy is die hele wêreld vol. Sy het nooit getrou met 'n man nie, sy is getroud met die kerk. Ek meen, ek moet met haar baklei om verlof te vat, moet met haar raas om huis toe te gaan in die aande. Dit is ongelooflik hoe sy haar lewe uitgiet vir ons mense. Adrie sal nooit regkom op 'n verhoog nie, maar sy is 'n organizer. En ek staan in 'n werksverhouding met daai vrou in die liggaam van Christus. As jy uit Christus uit na jou werk kyk, dan sien jy mense deur sy oë. En jy sien roeping raak daar. En hier's 'n ding wat ek nou sal weer na toe terugkom, is daai waarde wat jy raak sien. Verhouding beteken dat ons 'n common goal, ons kry 'n gemeenskaplike doelwit. Ek staan voor mense en bedien, en sy maak seker dat die aircon se temperatuur reg is, dat hulle kan konsentreer, want as dit te warm is, dan kan hulle ook nie die magtige revelation hoor, wat ek die hele week voorgebid het nie.
Kom ouens, wees net saam met my vir 'n oomblik net reël. There's a common goal. En die oomblik wat daar 'n gemeenskaplike doelwit is, kan daar 'n werksverhouding wees. En ek dink dis party van julle wat verskriklik seer het oor wat gemeentelede aan jou gedoen het. Nou vra ek vir jou, so wat moet jy nou gaan doen? Gaan soek 'n common goal. Ek praat met 'n skoolhoof, dan sê hy vir my, die rebelle in sy skool word sy beste leiers. Ek praat met 'n ander skoolhoof, dan vertel hy my hoe dat hy rebelle net wil uitwerk uit sy skool uit. Dis twee perspektiewe op dieselfde situasie. Dis iemand wat sê, jy's nie 'n rebel nie, jy het kreatiwiteit op 'n ander vlak as ander kinders, jy het energie op 'n ander vlak, jy is 'n beïnvloeder op 'n ander vlak alreeds. Al wat ek wil doen is om jou invloed in 'n beter rigting te stuur, en hy maak hulle leiers. En ek wil vandag vir jou sê, daai gemeentelede van jou, hoef jy nie so lief te hê soos die Here hulle het nie, maar minstens, om na hulle toe terug te gaan en te sê, kom ons kry net, jy weet, wanneer iemand my kom kritiseer, oor iets wat verkeerd loop in ons organisasie, I grant them a voice. Toe jy oor Dawid gepraat het, hy het nie kritiek doodgepraat nie, hy het gesê, nee, kom ons luister net, kom ons hoor net. Dit beteken nie, ek gaan saamstem met daai kritiek nie, maar ek gaan luister, want ek is besig om vir die Heilige Gees te vra, is daar dalk openbaring, is daar dalk 'n gebrek aan konsensus, of het ek dalk die verkeerde stappies? Ek is besig om die verkeerde tree te loop, en iemand anders sien my blind spot raak, wat ek nie raak sien nie. Jy begin 'n common goal kry vir elke liewe persoon wat in jou omgewing is. En dan wil ek net vir julle vertel van Trish. Sy is die admin persoon in my kantoor, en ek het eendag getel, en ek het agtergekom dat om 'n afspraak te maak, om vanoggend hier te staan, vat ongeveer 6 stukke kommunikasie. Dis van die eerste oproep tot die bevestiging, tot al die tipe goeders. En as ek 30 mense in 'n week gesien het, maal 6, dan raak my admin agter. Toe het ek en sy gesit en gesê, goed, ons is in 'n vennootskap. Ek is nie baas en jy is Klaas nie. In hierdie liggaam het ek die rol van die mond en jy het die rol van die hand. We have a common goal, dat ek betyds by troues wil opdaag. Ek en Emil share net met mekaar van hoe ek 'n oproep in die swembad kry, en hulle sê vir my, John, waar is jy? Wel, ek het uitgeklim en my foon geantwoord, en waar is jy? Ons wag vir jou by die troue. Maar hulle was daai keer verkeerd, hulle het die tyd geskuif 'n uur vroeër, nie vir my gesê nie. Gelukkig was die troue 5 minute weg. Maar Trish help my, laat ek betyds by troues opdaag. En ek wil net gou hê dat jy net hierdie magic moet sien, hierdie fantastiese belewenis, dat ek besef, my God, jou God, het hierdie heelal met absolute presisie geskape. Planete is op die sekonde op die plek waar hulle moet wees. Die son, die maan, die sterre, die somer, die winter, die herfs, elke een van hierdie dimensies, hierdie skepper wil terugkom na jou werksplek toe en 'n tipe orde daar kom skep wat God gegewe is. Ek weet, wanneer ek preek oor die vervulling met die Heilige Gees, dan skree almal amen. Maar as ek oor orde praat, dan sit nou weer 'n ander gevoelendheidjie. En ek wil gou vir jou vra, imagine jy's altyd laat vir 'n vergadering. Op een of ander stadium gaan mense jou nie meer respekteer nie, want hulle voel jy respekteer hulle nie. En Trish is 'n geskenk van die Here in my lewe om my te help om op die regte tyd op die regte plek te wees. Ek sien 'n common goal, ons sien 'n vennootskap, en sy weet wat daai vennootskap, daai waarde is. Ek het die voorreg vandag, omdat Doxadeo, soos dat julle hier sit, is julle meestal los eenhede. Ons goed is geïntegreer. So ons het 750 mense se salarisse wat ons betaal elke maand, en daai almal is in een database en in een proses. So ek werk elke liewe dag met leiers in die bediening, skoolonderwysers van al die formate wat hier voor my vandag sit. En ek het presies dieselfde vertrekpunt na elkeen van daai leiers toe. Maak nie saak of hulle nog jonk en onervare is nie.
is laat ons, we try and find the common goal. As jy 'n leier van ons kinderbediening in een van ons kampusse is ek en jy in 'n vennootskap, ons is in 'n verhouding terwille van die missie van Christus in daai tieners se lewens. En ek en jy moet met mekaar praat, as jou naam Werner is, laat ek vir jou sê, goed, hier's jou rol by daai tieners, hier's my rol. En as ons die oomblik wat ons common ground gevind het, wat ons 'n gemeenskaplike doelwit gevind het, dan begin daai verhouding vennootskap word en begin die krag van die kerk werk. Van die krag van die kerk wil ek nou vir jou weer sê, werk net deur uiteindelik deur spanwerk. Maar so het ek is die oudste van 5 kinders. In my Simons familie, my pa het 4 seuns en 'n dogter en op die ouderdom van 13 het my pa meer kinders as kamers in sy huis gehad. So wat toe gebeur is, my jongste boetie, 13 maande oud, het in my kamer ingetrek, in standaard 6, en ek het gehelp vir Zak groot maak. Hy is vandag amper 2 meter lank, 'n monster van 'n mens. Hy is nog steeds my baba boetiekie. En wat ek geleer het, is dat 'n ou boet baie keer nodig is in 'n groot familie, om terwyl pa en ma dalk daar met sussie besig is, net gou hierso vir boetie net aan te trek en so aan. Ek het nooit nodig gehad om sy pa te word nie. Ek was net sy ou boet gewees. En so as ek die woord soneleier vir jou daar skryf, het ek op 'n stadium agtergekom, ek kan nie met 20 en 30 leiers, kan ek nie werk nie. Ek gaan een van hulle vat en sê, hoorie, sal jy na daai 2 jonger boeties vir my net kyk, ek is verteenwoordig die vader van die familie, maar vat net daai 2 onder jou vlerk, en ons het hulle so ingedeel, en op die einde van die dag is daar 'n vermenigvuldigingskrag wat na my leierskap in my lewe toe gekom het, omdat daar 'n common goal, daar het gemeenskaplike doelwit gekom waar mense namens die familie kan optree binne in die autoriteit wat vir hulle gegee is. Hier's mense wat vandag hier sit, wat nodig het om hierdie volgende sin te hoor. Ek wil hom vir jou op die skerm sit, asseblief. Die missie van Christus hang af van jou vermoë om die liggaam van Christus geaktiveer te kry. We equip the saints for their work of the ministry. Ek het al gesit eendag, toe sê oom Ralph Neighbor, never ever do ministry alone. Never ever do ministry alone. Dan het ek gedink, is onmoontlik, ek doen berading, mense wil my vertrou. Dis nie nodig dat jy alleen in 'n beradingslokaal sit nie. Is eintlik freaking gevaarlik. Want mense loop uit en sê, jy het goed gesê, en jy is uitgelewer, want is jou woord teen hulle woord, en die media is vandag nie aan die kant van geestelike leiers nie. Elke ding wat ons doen, is jy besig om iemand anders te aktiveer. Ek wil net hê jy moet gou vir 'n oomblik hoor, imagine die eerste 12 disippels het besluit om dit by hulle te hou. Imagine dit net. Ons sit die ander kant van die storie in Handelinge 6, waar hulle op 'n stadium agterkom, ons kom nie by alles uit nie, en hier's klagtes, die duisende mense tot bekering gekom, dis massa chaos onmiddellik, en toe kies hulle manne wat betroubaar is en vol van die Heilige Gees en wat vermoëns het om sekere take te hanteer namens die familie, namens die missie van Christus. En hulle moes sê, soos party mense in hierdie plek vandag, jy moet hierdie vraag antwoord, wat kan niemand anders doen behalwe Johnny? In Doxadeo, wat kan niemand anders doen behalwe Johnny? En ek is elke 3 maande, het ek gister vir jou gesê, op 'n plek waar ek weer vir myself vra, John, hoekom doen jy daai? Hoekom doen jy daai? Iemand vra my om te gaan praat op 'n plek, hoekom doen jy daai? Hoekom stuur jy nie iemand nie? Why don't you equip somebody to go and do the work of the ministry? Maar daar's 'n stukkie ego in John, wat van die Oostrand afkom, julle sal dit nou nie verstaan nie, maar daar's 'n stukkie ego van, wow, hulle het my raak gesien, Werner sê dit gister, iemand het my genooi om te praat. En dan as ek weer sien, dan staan ek op 'n klomp stages en ek is besig om aandag vir vreemde mense te gee, terwyl dat my kernleiers, my soneleiers, nie my airtime het nie. En ek het eendag net besef, niemand anders kan daai manne oprig. En hulle, luister, daai ouens
het 'n brein en 'n wil van hulle eie, en as ek vir hulle los, dan voeder ons in 7 soorte rigtings. 7 soorte moeilikheid ook. En ek wil net jy moet gou hoor, hier's iemand in hierdie plek wat vandag hoor, die Vader sê vir jou, Moses, hierdie ding wat jy doen is nie goed nie. Kies jy vir jou mense. Kies jy. Ek het so lank gebid en gesê, Here, stuur vir my mense, stuur vir my mense. Dis nie hoe leierskap werk nie. Jesus het nie vir die disippels gewag om na hom toe te kom nie. Hy het hulle gaan roep, gesê, volg my, volg my. Hy het potensiaal raak gesien, geïdentifiseer, en ek wil vandag bid dat jou oë sal oopgaan vir mense wat potensiaal wys, na wie toe jy moet gaan en sê, asseblief, kom help my met hierdie ding, kom ons kry 'n common goal, kom ons doen dit saam, en as jy so bietjie jou antennes begin oopmaak, ek het dit gister gesê, maak jou begeertes by God bekend, sê vir die Here, ek soek so 'n tipe persoon, ek soek iemand wat tegniese goed verstaan, ek soek iemand wat verstaan hoe om goed netjies te maak, dat die kabels netjies is, ek soek iemand wat verstaan hoe om mense welkom by 'n deur te laat voel. Jy kry mos party mense wat 'n zombie spirit het, jy sit hulle nie by die deur nie, jy laat hulle kabels lê, jy kry ander mense, hulle glimlag terwyl hulle huil, jy kry sulke mense, hulle glimlag terwyl hulle, sit hulle by die deur. Maar hulle is nie by die deur 'n volunteer, en ek het nie kritiek tegen gisterand was stunning geweest, ek wil net die woord, net my benadering tot sulke mense. Hulle is nie deel van my program nie. We have a common goal. Ons twee, jy by die deur, ek hiervoor, ons twee gaan 'n atmosfeer skep, en jy by die aircon handle. Ons gaan 'n atmosfeer skep, waar God in mense se lewens kan werk, van die deur af, van die kansel af, en van die aircon af. En daai gesindheid, die missie van Christus, ek bid, dat iemand hier uitloop vandag en sê, Here, help my om my plek in die liggaam te verstaan, en om die liggaam geaktiveer te kry, en ek het dalk 'n wenk of 2 vir jou, maar hoor net hierdie stelling, hierdie een kom van Ellen af. Hy sê, people must not come to my program. I have to make them the program. Want die sussie wat by die deur staan en vriendelik is, ek is besig om 'n disippelskaprol in haar lewe te vervul. Die ene wat help om op te ruim na die tyd. Hier's 'n disippelskap, I'm nurturing servanthood, die ene wat geld gee in hierdie kerk. Ek is besig om gehoorsaamheid te vorm in jou lewe. Die Here doen dit, Christus doen dit deur my in my werksverhouding met jou, my gemeenteverhouding met jou. En so word mense die program. Hulle kom nie en kom beleef. Het jy al hierdie gedoen? Ek het dit baie gedoen. Het jy al 'n offerande opgeneem en vir mense gesê, dankie dat julle gee? Het jy dit al gedoen? Nou ek weet, ek het die regte bedoeling gehad, ek wil mense waardeer. Maar subliminally, onderliggend, het ek vir hulle gekommunikeer, ek is in die bediening, hulle gee die geld, sodat ek die bediening kan doen. So ek sê nie meer vir mense, dankie nie. God verwag van hulle om te gee. Ek sê vir hulle, gee saam met my. Ek sê vir hulle, ouens, die eerste van my inkomste saai ek in hierdie kerk en kom doen dit saam met my, want ek en jy is in vennootskap vir God se missie en God se droom. Elke stukkie voorbeeld wat ek nou met jou deel, is iets wat groei uit 'n revelation, dat Christus werk in my werksplek, en hy werk in my verhouding met mense by my werksplek. Ek doen 'n tyd gelede 'n leierskapskool. Ons het saam met Brett Solomon, het ons op 'n maandag aand mense ingeskryf van einde Februarie tot in Oktober maand. Elke maandag aand het ons seker 20 of 25 leiers in die famous hoeksaal by Brooklyn gehad, en ek doen eendag met hulle 'n workshop. Ek sê vir hulle, kom ons probeer om 'n definisie van leierskap te kry. En jy kan dalk gou vir 'n oomblik dink, wat is jou definisie van leierskap? Oor hierdie gehoor, as ek nou vra, gaan ons soveel mense as wat hier is, soveel definisies gaan daar wees. En in daai werksgroep het ons die volgende mee opgekom, en dit het op hierdie stadium, het dit die guiding light, die beginsel, die true north geword,
vir wat leierskap is in my lewe en in my span se lewe. En hier kom hy nou. Leierskap is die kuns, dis 'n kunsvorm om doelwitte te bereik deur mense. As jy die job self kan doen, as ek die tafel moet skoonmaak, as dit die doelwit is, en ek kan hom self skoonmaak, die enigste vorm van leierskap wat dan nodig is selfleierskap. Sodat ek dit ordentlik moet doen en dit afhandel. Die oomblik wat ek al hierdie tafels moet oppak in 10 minute, is die taak te groot vir my, en ek wil uit jou koning se hart uit vandag vir jou sê, the job is too complicated and too big for you. Jy moet vanoggend van voor af sê, Here, ek kan dit nie sonder jou doen nie. Ek kan dit nie sonder mense doen nie. Dis nie moontlik nie. En ek gaan vir jou een storie nou vertel, en dan gaan ons nou 'n kans kry weer in groepies, om bietjie te gesels oor jou wysheid, en ook wat voel jy die Here vandag vir jou gesê, om hierdie te illustreer, maar ek wil net oor die woordjie kunsvorm gou praat. Want dit is een van die grootste ontdekkings wat 'n leier moet maak. Leierskap is intensely personal. Ek en Werner kan nie op dieselfde manier lei nie. Want dit is 'n kunsvorm, ons speel klavier, ons albei, maar as ek speel, gaan daai instrument anders klink, as ons sal dieselfde liedjie speel. It's an expression of my personality. En dit gee jou toestemming, meneer en mevrou, pastoor, profeet, nou en dan 'n pateet, die Here gee vir jou toestemming. Die Here gee vir jou toestemming om jou persoonlikheid te bring na jou leierskap toe. Ek dink dit is een van die mees bevrydende goed op hierdie aarde. Toe ek by Ellen die leiersels oorneem, en hy het my verras eendag, ons het 2 jaar terug by ons personeelkonferensie, het hy, ek nie geweet hulle het gedoen nie, het hulle swaard laat maak, 'n verskriklike mooi simbool, en daar was hierdie oorhandigingsseremonie gewees, en die swaard verteenwoordig natuurlik God se woord, en die impak wat die Here wil maak deur ons bediening. En ek het net op daai verhoog geloop, daai dag, en vir mense gesê, ouens, moet asseblief nie van my verwag om Ellen vir julle te wees nie. It's not possible. It's not possible. Ons het dieselfde visie, selfde waardes, maar ons doen dinge verskillend. En ek beleef, die van julle wat ons organisasie bietjie ken, hoe dat die mense dit aanvaar het, en die feit dat ek dit op 'n ander manier doen, daar's goed wat hy kan doen wat ek glad nie kan doen nie, en daar's goed wat ek doen wat hy glad nie kan doen. En op die einde van die dag, daai uniekheid het gemaak, dat die mense waarmee ek my omring, om die doelwit te bereik, lyk 'n bietjie anders as die mense waarmee hy hom omring het, om die doelwit te bereik. En ek wil vandag vir jou vra om die Here vandag te begin dank vir die mense wat hy om jou gesit het. Ek wil julle vertel van Jaco Skutte. Ken iemand die man? NCD. En baie ander goeders. En hy was saam met ons op college gewees. Toe verdubbel hy, en toe halveer hy weer. Ek het die groot en die klein van Jaco gesien en beleef. En heerlikheid. Aan die begin, toe ek die span begin lei het daai man vir my nagte wakker gehou. Want hy doen goed net onlogies vir my. En ek het vir baie lank, het ek spanning gedra en in konflik gewees. Jaco, jy beter regkom, want ek is mos altyd reg. En jy beter regkom, anders gaan jy moet wegkom. En dis simpel gedagtes, totdat ek eendag het iemand my gefasiliteer, ek het so gesit soos jy, en gesê, goed, skryf jy goed neer wat jou irriteer, toe skryf ek dit neer. Toe sê hulle, dit was baie vinnig en baie maklik. Toe sê die tweede kolom, skryf plekke neer, waar jy dieselfde goed doen. Toe sit ek daar, ek sê onmoontlik, ek doen nie die goed wat hy doen nie. Maar toe los hulle my lank genoeg. Hulle sê, o, Here, ek doen dit ook.
Nie so erg soos hy nie, maar ek besef ek doen dit ook. Toe in die 3de kolom, toe sê hulle, skryf bietjie die goed neer wat jy waardeer van hom, want dit doen die vyand. Hy neek verhoudinge op deur ons te laat fokus op die goed wat anders is. Hy neek huwelike op, ek sal nou op hom so lelik te praat, hy vir in 'n fomfaai huwelike, dankie dokter, hy mors huwelike op, deur ons te laat fokus op die feit dat sy so anders as ek is. Maar die dag wanneer jy begin dankie sê vir die andersheid, en hoe dit my lewe komplimenteer, want 2 is toe nou beter as 1. Die dag toe ek die Here begin dank vir Jaco, het ek die geskenk van Christus in my werksverhouding met hom regtig begin raak sien. Ons het nog steeds gesprekke gehad daarna oor van die goed wat op die lys was. En gesê, okay, ons moet hieroor praat. En hy moes skuif en ek moes skuif. En vandag is daar 'n geestesvernootskap en 'n kompliment vir mekaar, wat die missie van Christus plekke vat, waar dit nie sou gegaan het, as Jan nie die Here begin dank het vir Jaco Skutte in my lewe nie. Daar's geen manier, wat ek ministry nou kan imagine sonder hom nie. I won't do it without him. En as mense in jou lewe, wat die Here vir jou wil wys, wat is die geskenk wat hulle vir jou bring. Dis hoekom selfs so ver, Jaco was nie 'n vyand nie, maar Jesus het gesê, ons moet ons vyande lief hê. Hoekom? Ons moet waardeer, want hulle gaan vir jou sê, as daar eier in jou snor sit, en jou ander mense gaan net sê, nee, ek gaan nie met jou praat nie, jy het breakfast gehad, luister, daar is ietsie, ek hoop is eier, maar daar is ietsie daar. So hier is 'n storie, kan ek julle gou 'n storie vertel, en dan gaan ons begin inkom vir die kerngedagtes op die einde. 'n Tyd gelede het Ellen my gevra om Pretoria se leier te word. Daar was 9 kampusse op daai stadium en ek was in ons Kameeldrift kampus, ons Noordkampus, ook die leier gewees. En een van ons leiers, Jaco Brouwer en Lindy, wat die huweliksbediening gedoen het, hulle gaan weg Port Elizabeth toe en nie een van my spanlede het kapasiteit of tyd, vermoë of beskikbaarheid om 'n huweliksbediening te doen nie. En ek wil gou met julle deel wat ek bid jy hier sal uitloop. Dit gaan vir jou praktiese goed gee om hier uit te loop, terug te gaan en die liggaam van Christus te gaan aktiveer. Ek het toe begin rondvra in die gemeente, wie is daar wat 'n passie vir huwelike het? Ek het 3 koppels raak geloop en ek het daai 3 koppels gevra kom kuier saam met my en ek het vir hulle gesê, ouens, ons sal julle kom saam met my op hierdie missie. Laat ons saam die kwaliteit van huwelike in ons kerk en in ons omgewing, laat ons dit begin bedien. Ons het met mekaar 'n bietjie gekuier en gesê, daar's voorkomende goed wat ons wil doen, daar is events wat ons wil doen, en daar's helende goed. Dit is net daai 3 goed, ons het nie kapasiteit gehad vir veel meer nie. En ek het daai aand beleef hoe dat 3 koppels ja sê, we're gonna do this together. Toe skop ons die eerste fase af, ons reële huweliksbelegging, ons reële huwelikskampie vir 'n paar mense, en ons reële kursus vir voorbereiding, en ons laat loop so 2-3 maande, toe kom ons terug, en ons hou weer 'n vergadering, nadat ons geïmplementeer het, en hulle verduidelik toe vir my, hoe sat my bydra was in hierdie storie, en hoe daai eerste vergadering, hoe ons gedink het, ek spot nou, hulle het glad nie dit gedoen nie, hulle het net gesê, John, heerlikheid, hierdie het nie gewerk nie, daai gaan ons moet verander, en so aan. Nou, as jy as 'n leier in daai oomblik 'n houding pluk van, ek is die leier, ek sal besluit hoe is jy dead in the water. Die humility van iemand wat sê, ek is net een van die 4 koppels in hierdie verhouding, ek's net een van 4, ek's nie die een van die 4 nie. Ek sukkel in Doxa met sulke mense, ek weet hier's nie sulke mense nie, maar ouens wat voel, ek is die een van die 4. Ek het hulle absolute toestemming en eienaarskap gegee. Iemand anders het gesê, people only buy into what they help create. Only buy into what they help create. Ek sê toe vir hulle, goed, redesign, dis reg.
Ek het hulle voor dit in departemente gehad. Jy doen voorkomend, jy doen die events. Ja, hulle sê vir my, nee, ons wil alles almal saam doen. My kop sê, dis nie hoe dit werk nie. Jy het mos nou jou verskillende, hulle sê nee. As daar beradingsgevalle kom, deel dit tussen ons almal in. As daar 'n event is, John, moet jy asseblief nie kom help nie, ons wil asseblief sonder jou die vertrek inrig. Jy kan daar sit en sê, dis seer, julle het my nie meer lief nie. Of jy kan sê, prys die Here, ek is nie gebou vir dekor nie. Douglas is gebou vir dekor. Ek is nie gebou vir dekor nie. En dis wat gebeur het, en dat ek net gou vir julle sê, die grootste ding wat ek moes regmaak, is dat my voltydse personeel het nie geweet hoe om gemeentelede te dien, sodat hulle die werk van die bediening kan doen nie. Die grootste foute was dat my personeel nie geweet het, hoe om vennote van dieselfde droom te empower for their work of the ministry. En ek kyk in leiers se oë nou, ek sê vir jou, dis ons grootste probleem. Ons weet net nie hoe mense te bemagtig nie. Jy dink die grootste probleem is, hulle doen dit nie op die standaard wat jy voel, jy kan dit doen nie. Daai span het ons huweliksbediening vir die volgende 10 jaar sonder my gelei. Ek was genooi om te kom praat hier op 'n plek of om te help om 'n spreker hier of daar te kry. Ek was genooi om begrotings net te help goedkeur, maar die werk van die bediening was in die hande van, uiteindelik was dit 6 koppels gewees. Wys gou vir hulle op die volgende skerm, dan het ek vir jou die PowerPoint waar jy hierdie stappies nou net sal verstaan uit my storie uit. So ek het 'n paar mense gekies om 'n bepaalde behoefte aan te spreek. Het ons mekaar verstaan? Hulle gaan nie kom aanmeld nie. Dit gebeur baie min. Dat mense sê, pick me. Jy gaan hulle moet gaan kies. Nommer 2, ek het hulle om 'n tafel gesit en gesê, kom ons definieer, kom ons kry kollektiewe wysheid. Kom ons sê, Here, hier is 'n revelation, God het 'n hart vir huwelike, God het 'n woord oor huwelike, maar Here gee vir ons wysheid, hoe lyk die proses? En toe het ons gesê, kom ons deel die verantwoordelikhede uit, en die Bybel praat van karakter en kapasiteit, eer en heerlikheid. Die Here het elkeen van julle met eer gekroon, karakter, en met heerlikheid, kapasiteit. Wie gaan wat doen, wie is begaafd om sekere goed te doen. Ons het in die proses agtergekom, ons kort 'n administrateur, en ek het vir hulle gevra, met wie is julle in vriendskap en verhouding, wat julle kan vra om vir ons administrasie te kom doen. Ons administrasie was 'n frustrasie, en hulle vertel my toe van 'n koppel, wat in die kampus lankal is, wat in een van hulle pelle, hulle het hulle gaan vra. En daai vriendin het die kern geword van ons administratiewe proses, wat iemand het dan moes gaan vra. Iemand moes gaan sê, ek sien kapasiteit in jou raak. Het jy tyd? Kapasiteit. En dan het ons geïmplementeer fase 1, en toe gebeur hy evalueer vergadering. Kan ek net vir julle een van die grootste vreugdes van my lewe vertel, wat hierdie proses betref? Ons het daai huweliksbediening vir 10 jaar gehardloop met 1 vergadering elke 3 maande. 1 aand, en die vergadering was in die vorm van 'n uiteet in 'n currywinkel. Dit was 'n verskriklike kuier gewees. Dan het ons geëvalueer en gedissiplineer en geherorganiseer en geïrriteer en gefrustreer en nagat ons. Gerepareer, en dan doen ons fase 2 beter en beter en beter. Nou wil ek graag net 'n gedagte gooi voordat ek na my laaste punt toe gaan. Vir die van julle wat voltydse personeel het, hoor net gou op die volgende skerm, wat ek agtergekom het is, om my voltydse span sinvol te lei en te bedien, moet ek vir myself gaan vra, wat gebeur op 'n weeklikse basis in my span, wat gebeur op 'n maandelikse basis, wat gebeur 1 keer 'n kwartaal, en wat gebeur 1 of 2 keer 'n jaar. Ek het hierdie geleer by ander mense, ons het dit nie uitgedink nie. Maar ek het agtergekom, en ek het vir julle in die blokkies, gaan net nog 1 klik aan verder. Ag nee, hy wys nou hier, maar hy wys nie op daai. Hy sal op die PowerPoint wees as ek kom met julle deel. Wat ek gedoen het is, jy sien iets wat ek nie sien nie. Nee, daar's 'n tabel wat moet wys. So wanneer julle die PowerPoint kry, ek wil dit nie bespreek nie, ek wil net vir julle vertel het. Hiersoos
hier's party mense wat jou mense maak jou moeg. Jy het mense aangestel en jy het gehoop hulle gaan jou help. Nou hou hulle vir jou so besig. Hulle maak vir jou moedeloos en moeg. Ek onthou kere in Brooklyn hoe dit werk is, ons kantore is so in 'n U-vorm gebou. Dan klim ek uit my kar uit by die parkeerterrein, op pad in my kantoor in, storm een van die personeel, John, ek wil jou net gou ietsie vra. Dis 2 van die woorde wat ek die minste waardeer op hierdie aarde. Ek wil jou net gou, sê net gou vir my hierdie. Dan kom ek by my sekretaresse aan, dan sê sy vir my, John, hoor net gou wie almal jou gebel het. Dan gaan ek in my kantoor in om te gaan sit by iemand wat net gou vir my wil vertel van hoe hy nie hou van die boyfriend wat sy dogter gekies het nie. En dan op 'n stadium, dan wil ek net gou badkamer toe gaan, dan gaan Etienne Trollop saam met my net gou binne in die badkamer in, terwyl dat ek daar besig is om net gou vir my iets te vra. Adrie Stroebel het nooit daai voorreg gehad nie, maar dit het naderhand vir my gevoel, ek kan nie meer alles vir almal wees nie. Tot ek net gaan sê het, okay, party goed hoef nie elke week te gebeur nie. Ek hoef nie almal elke week te sien nie. Ek kan regkom deur party van julle net 1 keer 'n maand te sien. Party goed kan ons op 'n wegbreek 2 keer 'n jaar uitsorteer. Ek het gisterand weer, terwyl jy praat, besef, ek wil met die zoneleiers net gou hierdie ding bespreek, maak ek 'n nota wanneer ek hulle sien in April maand. Ek hoef nie vandag daai ding te doen nie, ek hoef nie elke week alles te doen nie. Daar's goed wat kan wag vir April maand. En as jy hierdie grid net vat na jou personeel toe, laat hulle dit saam met jou bespreek. People buy into what they design together. Mense koop in op dit wat hulle saam geskep het. En ek bid dat julle spanwerk wat dit betref, na nuwe vlakke toe sal gaan. Dit is my voorreg gewees gister en vandag. Dankie vir die voorreg. Eintlik nie om vir julle 'n klomp inligting te gee nie, maar om net uit my hart te kom sê, Doxa Deo celebrate hierdie netwerk. Ek wil dit uit my hart uit vir julle sê. Daar's party van julle wat op 'n stadium in Doxa was, wat nou nie meer by ons is nie. Maar ons rol binne in die groter AGS en binne in Suid-Afrika, ons verstaan ons rol. And some people are called to our ministry and some people may be called through our ministry. En so sit jy vandag hier en party van julle is vriende van hierdie netwerk. Ek staan hier voor en ek wil net vir God dankie sê vir jou en vir wat hierdie land, jy is 'n geskenk vir hierdie land en in hierdie kerk. En ons het hier kom staan vandag en gister om te bid dat die Here vir julle sal doen wat ek gister begin sê het. Aan die ander kant van verhouding lê sukses. As jy weet hoe om sinvol in verhouding met mense te werk, gaan jy suksesvol wees. Aan die ander kant van verhouding nommer 2, dit was die eerste een, nommer 2, lê vervulling. Aan die ander kant van verhouding, mooiste plek in Switserland, het ons gister gesê, as jy vir 'n maand alleen daar moet wees, as jy leierskap alleen moet doen, jy gaan nie 'n vervulde mens wees nie. Aan die ander kant van verhouding lê persoonlike, meaningful life, persoonlike vervulling. En vanoggend het ek kom sê, aan die ander kant van vervulling lê wêreldwye impak. Die woord impak. Die impak wat God in jou hart gesit het en die drome wat in Werner se hart gesit is afhanklik van of jy werksverhoudinge kan skep wat dit saam met jou en namens jou kan gaan doen. En dis ons begeerte dat jou sukses en jou vervulling en God se impak deur jou sal vermenigvuldig in die volgende seisoen, soos wat dit nie in die laaste tyd gebeur het nie. Ek gee met die grootste, as ek 'n mediese dokter, 'n leierskapdokter was, sou ek hierdie pil voorgeskryf het, wat ek nou gaan voorskryf vir julle almal. Ek stuur jou hier uit met een van my heroes, Ken Blanchard, dis op die laaste skerm. Hy is ook 'n volgeling van Jesus. Hy's nou in sy 80's al, maar oom Ken skryf al vir 40 jaar oor leierskap. En ek wil net vir julle sê, you can stay as you are for the rest of your life, or you can change. Iemand onthou die advertensie. Lekker Dion. Jy kan aanhou sukkel. Ek sê vir my kinders ook, hou aan sukkel of luister vir jou pa. Maar ek staan vandag hier en die Here het my lewe gered deur hierdie 3 boekies.
Dis sulke dun boekies, ek dank die Here dat hulle so dun is, want 'n man lees moeilik aan 'n dik boek, so The 1 Minute Manager het my geleer hoe om te delegeer. As jy sit en jy kry dit nie reg nie, jy kry nie reg om iemand accountable te hou vir wat hulle gesê het hulle gaan doen nie. Moet hom nie alleen lees nie. Ek dink julle het my gehoor vandag. Lees hom saam met jou Jakkoeskitte, dat hy die boekie lees. En dan kuier julle saam en kry daai common goal van as ek goed van jou verwag en jy het ja gesê vir goed. Hoe gaan jy terugrapporteer? Hoe gaan ek jou accountable hou? Die tweede boekie het my gehelp om te prioritiseer. The 1 Minute Manager Meets the Monkey. Want ek het agtergekom as Etienne Trollop by my kom staan, hy was my tienerpastoor op daai stadium. Hy is vandag 'n zoneleier van 5 kampusse. As Etienne vir my kom sê, "John, ons het 'n probleem," dan het ek vir Etienne gesê, "Laat ek net gou gaan dink." Dan môre vra Etienne vir my, "John, het jy gedink?" Etienne, my dag was so buite beheer. Teen die 3de dag wat Etienne vir my vra of ek die next step geneem het, toe besef ek eendag, wie dink en wie doen in hierdie verhouding? Hy dink en ek doen. Dit gaan nie meer so wees nie. So nou sê hy vir my, "John, ons het 'n probleem." Dan sê ek, "Jy het 'n probleem. Vertel my van jou probleem." En gaan dink jy oor wat 3 oplossings is. God het jou 'n brein gegee, jy kan dit nie glo nie. Gaan vat jy jou brein en jy ken mense, gaan vra jy hulle. Mamma, jy doen goed vir jou kinders wat hulle vir jou moet doen, mamma. Die Here het hulle 'n brein gegee. Dit lyk nie altyd so nie, maar God het hulle 'n brein gegee. Laat hulle net, en die AP is net die next step, dis nie die hele taak nie. Dit is, kan ek die AP op jou skouers sit, sal jy Etienne met 3 voorstelle kom. As ek seker is die AP gaan bly leef, los ek hom by Etienne. As ek bang is die AP gaan doodgaan, dan vat ek hom. En ek het baie meer beskikbaar vir my mense geraak in hierdie proses. Die Here het my lewe gered, ouens, my leierskap lewe gered. Tot vandag toe is ek meaningful in ministry. Ons het opgeskaal na massiewe plekke toe in terme van getalle en impak. Maar is nie besig om my dood te maak nie. En daai boekie het die Here gebruik en vir hom ken om my lewe te red. En dan die laaste ene, 'n leierskapparadigma wat oor delegering gaan, oor hoe om regtig volle take en so aan te delegeer, the leader and the 1 Minute Manager. Here, ek dank U vir elke mens in hierdie plek en voorreg wat ek gehad het gister en vandag. En vanoggend voel ek die teerheid van U Heilige Gees wat vir elkeen hier sê, ek het vir jou 'n geskenk van openbaring, maar ek wil vir jou mense wys. En ek wil jou help om 'n span te bou en 'n liggaam te vorm, wat jou hele kerk saam met jou in die span is. En jou hele personeel saam met jou op 'n missie is. En ek sê vandag vir jou, vra my vir wysheid. Maak wat Salomo gemaak het. Doen wat Jakobus 1 gesê het. Vra my vir wysheid. Ek sal jou help om die regte stappe te sien en om hulle te neem. Dankie Here vir die ongelooflike kapasiteit in hierdie vertrek. Hierdie is mense waardeur U die wêreld alreeds verander. En ek bid dat dit gaan versnel in die naam van Jesus Christus. Soos wat ons onsself vind in U. En saam met Paulus sê, ek leef nie meer nie. Ek leef nou in Christus. En hy leef in my. En hierdie lewe wat ek nou leef, lewe ek vir hom, wat my eerste lief gehad het. Dankie Here vir daai woord, en daai uitnodiging, in Jesus naam, amen. Amen. Ek het regtig gedink, ons kan dalk 'n paar minute vat, ek hoop ons tyd vir dit, is al nie tyd nie, okay. Ek wou vra dat julle 'n bietjie kuier, maar doen dit later. Vrede.